Goeiemôre, so op die Woensdag, op die klein Saterdag. Ek hoop jou week is lekker, sover. Einde van Februarie is ook darm in sig. Almal darm Januarie en Februarie oorleef. Jy is ingeskakel op Radio 33 se program Aktuele Sake saam met my en Sarita vandag. Ons gesels weer soos ouer gewoonte al met Mike. Ons het weer vir Mike op die lyn. Goeiemôre Mike, hoe gaan dit daar by jou? Môre, goed en julle? Nee, wat is vir my 'n dag nader aan pensioen. Ek sê altyd vir mense, as daar niks is wat jou opgewonde maak, jy sien daarom met so as 'n dag nader aan pensioen. Wel, jy moet maar net hoop dat jou pensioen nie teen daai tyd al geneem is deur die regering of dit by jou geleen is nie. Maar anyway, ons hoop en bid dat dit daarom nooit sal gebeur nie. Ja, ek hoop ook maar ons gaan nooit in daai rigting nie. Nietemin, Mike, ek wil vanoggend gesels oor cyber security, cyber crimes in die sin van besigheid, verskillende maniere en modus operandi wat kriminele daar buite het. Sê byvoorbeeld soos veral in sake transaksies waar hulle vir jou 'n bewys van betaling stuur of weer vanoggend 'n video gekyk waar iemand gebel het en hulle self voorgestel het as F&B besigheidsafdeling en so toe al die inligting net so deur die foon ingewin. En dit het vir daai persoon wat ek al jare in besigheid het, dit het so legit voorgekom. Die logos op die e-mail, al daai dinge was reg, die SMS wat sy ontvang het, al daai dinge. So daar is maar dalk as ek dit so kan noem, kokkerotte binne in die banke wat vir die ouens buite die inligting gee van iemand met 'n groot rekening. Wat se raad sal jy daar gee? Is dit wys om 'n klomp geld op een plek te hê of moet 'n ou dit maar oral te bære? Hoe doen jy as jy bank toe gaan, daai tipe ding? My vriend, jy het soveel vrae gevra, ons behoort teen vanaand 7:00 klaar te wees, maar ek sal nou maar die belangrikste noem. Laat ek begin met die gevaarlikste een wat tans die ronde doen, en hy doen al lankal die ronde. Ja. Is die kriminele wat jou bel. Hulle bel jou en hulle sê hulle is van Discovery of FNB of Standard. En dan sê hulle vir jou, hoor hierso, daar's probleme op jou rekening, iemand probeer jou geld steel. Of hulle sê there's money laundering being committed on your account. In ander woorde, daar's geldwasery en 'n misdaad wat op jou rekening gepleeg word. Ja. En of hulle sê vir jou, jou rekening is gehack en jou rekening is geïnfiltreer en die boewe het beheer van jou rekening en hulle skakel nou van die bank af om al daai gelde en goed gou, hulle het dit klaar gevries, te skuif om vir jou 'n nuwe rekening te open. Ja. So dis van die gevaarlikste goed en meer en allerhande ander stellings wat jou kan beweeg om verder te praat. Ja. Die oomblik, luister nou almal daar buite vir my en speel dit asseblief vir almal, van die mense wat vir julle werk, van julle tuiniers, selfs die armstes van die armstes en die rykstes van die rykstes word deur hierdie scam getarget. Ja. Moenie 'n gesprek met die partye aanknoop nie, glad nie. Die oomblik as hulle sê hulle wil jou inligting hê, of selfs al lees hulle jou inligting vir jou. Die oomblik as die stelling gemaak word, hulle wil jou geld skuif, of hulle wil iets doen met jou geld, al is dit hoe bietjie en al is dit hoe baie, dan sê jy vir hulle sommer reguit en ek gee almal toestemming. Ek gaan hierdie rapporteer aan die banke en ek gaan hierdie rapporteer aan meneer Mike Bolhuis en sy organisasie. Sommer net so. Ek het nie 'n probleem as mense dit doen nie. Ja. En almal het my elektroniese besigheidskaart en as dit 'n WhatsApp lyn is of 'n dial lyn is, dan stuur jy op die dial lyn, is 'n bellyn. Hy's nie op WhatsApp, dan stuur jy daai SMS van my uit. Ja. En as dit 'n WhatsApp lyn is, dan stuur jy die WhatsApp uit. Ja. En op die belnommer. Ja. Dis baie belangrik om dit nou later weer na hierdie gesprek te luister en dit neer te skryf en behoorlik aan almal te deel, want dit is die mees gepleegste misdaad tans, waar die cybercrime boewe direk toetree en jou bel. En hulle klink soos bankiere. Ja. En hulle klink soos iemand wat
van Discovery is of Standard Bank of FNB, want hulle sê al die regte goed en. Ja. Nou, jy kan om 100% seker te maak, na jy die oproep neergesit, kan jy die nommer terugbel. En dan behoort dit ook vir jou te sê, maar selfs al bel jy terug, en daar's 'n recording of iets wat ook al sê, is dit nie genoeg verifikasie nie. Ja. Die tweede nommer wat jy bel, is jy bel jou bank. Jy sê vir jou bank, jy het 'n oproep gekry van hierdie en hierdie nommer af, en dis wat hulle gesê het. Dra julle kennis daarvan, en maak seker dat jy met iemand by die bank praat wat ingelig is. Bel maar die fraud afdeling, of banke, bel 'n assistent bankier, 'n bankbestuurder of die bankbestuurder. Maar doen die moeite. Of jou boekhouer, of enige 'n ander instansie wat werk met geld, wat met hierdie goed werk, om dit te verifieer. Ja. Want as dit baie ernstig en dringend is, dan sal hulle in ieder geval vir jou spesifieke WhatsApp stuur, 'n SMS en 'n e-pos. Ja. En hulle sal in ieder geval die gelde vries. Ja. En of hulle jou dan nou later in die hande kry, maar hulle sal eerder respek hê vir jou as jy krities is, eerder as wat jy net eenvoudig jou inligting gee en gelde word geskuif. Dit word in ieder geval nie so gedoen nie. Ja. Dit word glad nie so gedoen. Dit is 'n groot proses. As daar fout is met jou rekening, as hy gehack is, of as daar enigiets verkeerd is met jou finansies, is daar 'n hele protokol en proses wat die bank volg. Ja. En dit is nie 'n tjoef-tjaf dingetjie oor die foon nie. Nee, hulle vries rekeninge, 1, 2, 3, albei partye se rekeninge dit is nie vries so hulle. ding nie. Ja. So, my grootste waarskuwing is dat mense val in onmiddellike vrees, want al wat hy hoor is, my geld is klaar gesteel en gaan dit nooit weer terugkry nie. Ja. My geld is gevat deur die hackers, my hackers is op my account, en. Op die einde van die dag, as die bank jou gebel het, en die probleem gesien het, dan gaan hulle dit mos nou vashou, keer, stop en vries, en hou tot dit opgelos is. So jy het dit nie verloor nie. Ja. Dis nog veilig. Ja. So moenie by sulke gesprekke betrokke raak nie. As dit natuurlik is, iemand is van die bank wie jy ken, soos jou bankbestuurder, of jou persoonlike bankier, is dit 'n ander storie. Ja. So dis die grootste ene. Jou vraag oor jou gelde en goed, die eerste ding wat ek vir almal altyd sê oor gelde, moenie daaroor praat nie, moenie die Kardashian doen nie, moenie brag nie, moenie met goud en juwele rondloop nie, dis gevaarlik, veral as jy 'n vrou is. Jy kan nie eens meer deesdae sekere karre ry nie, dan as jy 'n Target, so ongelukkig moet ou aanpas. Ons moet maar die trapsiekies wees, en tydens hierdie verskriklike omstandighede in ons land, die ekonomie, die swak ekonomie wat die grootste oorsaak is van misdaad, en dan natuurlik onkunde. Onkunde en 'n swak ekonomie is die oorsaak van die grootste misdade en aanhoudendste en meeste misdade in die wêreld. Want as jy onnosel is, jy's dom, jy's ongeletterd en jy weet nie hoe nie, en ek meen dit nie lelik nie. Jy's nagelaat en jy het nie die kennis nie, gaan jy oningeligte besluite neem en verkeerde besluite neem en emosionele besluite. Dis reg. As jy arm is en dit is so erg, dan gaan jy éventueel, soos ek altyd sê, grappensgewys, jy gaan jou buurman se hoender steel want jy moet survive. Ja. So dit is die oorsake van die misdade. So as jy geld het, is dit iets wat jy baie versigtig mee moet wees, baie versigtig mee moet werk, en jy moet 'n maksimum ondersoek doen en hoor by die kenners. Ja. En jy moet alle inligting inwin en dan 'n ingeligte besluit neem. Yes. Maar die belangrikste ding is dat jy nie daarmee flash nie, en dat dit nie in watter manier ook al bekombaar is van jou elektroniese of digitale kommunikasiestelsels. In ander woorde, moenie die goed op jou foon nou nie. Ja. Want dis die eerste ding wat die boewe vat as hulle jou kidnap of jou hijack, is jou foon. Ja. As hulle jou foon het en jy het al jou inligting op jou foon, het hulle alles. Hulle het al jou bankbesonderhede, heel moontlik jou pins, en dan dis baie moeilik om te vra vir mense om dit nie op hulle fone te hou, want hulle doen soveel transaksies op hulle fone. Ja. Maar op die einde van die dag, jy weet, ons moet aangaan, ons moet aanbeweeg, ons moet werk, en ons het dit al, dink ek al voorheen genoem, as jy die fone en die digitale en elektroniese kommunikasies wegvat, dan val die hele land, en alle ouens en persone en mense se besighede en omstandighede. Jy kan nie sonder dit nie. Ja. So jy moet net slim werk en verseker werk en goed op sulke weggesteekte plekke op jou foon het, dat die boewe nie daarop kan infiltreer nie. Ja. Want as hulle daarop infiltreer het,
dan is dit probleme. Dan kan hulle die goed transfer en die geld trek. Maar wat hulle gewoonlik doen is hulle ry met jou rond en hulle trek al die gelde uit die ATM's uit. Ja. Maar hoe dit ook al sê, is die bottom line wat ek probeer sê is, try die minimum doen wat finansies betref op jou fone, net die in jou rekenaars, net die absolute noodsaaklikes en moenie die rekord of inligting daar hou nie. Ja. Die ou manier is nog maar steeds die beste manier en die veiligste manier en dit is maar direkte kommunikasie met die banke en selfs e-pos is veiliger as die fone. Ja. So as jy goed moet doen, werk jou struktuur op so 'n ding uit dat jy nie met 'n finansiële bedreiging is vir jouself as hulle jou in die hande kry met jou foon. En onthou die boewe target nie die armes hier nie, hulle target die ouens met die mooi bakkies, met die mooi SUV's en hulle en die mense in die ryk buurte en die wat geld het. So die armes is daar 'n bietjie veilig hierso. Ja, so met ander woorde, hoe armer jy lyk, hoe beter is die kans dat hulle jou nie gaan target nie. Ja, dit is 'n verskriklike stelling. Ons moet nou nog almal ordentlik wees en bad en shower en was en lekker ryk en skeer en hare kam. Maar jy weet wat ek meen. Jy moet nou maar nie met die Rolex rondloop nie. Ja. En jy moet nou nie met die groot Gucci chain om die nek. Jy moet maar net nie aandag trek. Ongelukkig is dit so, mense. Ek is jammer om dit vir julle te sê. Daar is soveel opportunistiese kriminele en daar is soveel misdaad en daar is 'n misdaad mindset. Want mense pleeg misdade omdat hulle kan en daarmee kan wegkom en hulle pleeg misdade omdat almal dit pleeg. Ja. Dis soos 'n trend, 'n nuwe loopbaan. Dis 'n trend. Dit is mense het gesien dat misdaad betaal en dan raak hulle betrokke. Die wat jare terug nie sou gedink het. Ek gebruik altyd die storie van sê 40 jaar terug, as iemand voor jou geloop het en sy beursie laat val het jy hom onmiddellik opgetel na die persoon toe gehardop en gesê, meneer, mevrou, u het u beursie verloor, hier is hy. Dis reg. 20 jaar terug, as die beursie geval het, dan sou die afhangende wie hom optel, sou die beursie net gou kyk wat's binne-in en miskien 'n paar rand uithaal, en dan agterna hardop en sê, hoorie, ek het die beursie vir jou opgetel, jy het hom verloor, en dan nog so 'n bietjie staan en hoop hy kry nog gefooi, en nog 'n ekstra fooi. En nou, so 5 jaar terug, as die beursie val, dan is daar geen manier dat die beursie teruggegee word. Al die geld word gevat, alles word van wat in die beursie is, word gebruik in sy totaliteit om misdaad te pleeg, insluitende jou kaarte, jou ID, en dis waar baie keer identiteitsdiefstal vandaan kom. Ja. Mense besef nie hoe crucial dit is as jy jou ID-dokument verloor om dit aan te meld nie. Dis baie crucial. Ja, kyk, 'n ou moet al daai goed by jou hê. Maar ek is nie 'n ou wat glo 'n ou loop met 'n beursie rond nie. En ek het die dames ook al baie gewaarsku oor handsakke. Hulle moet niks waardevol in 'n handsak hou nie, of op die seat langs jou of op die agterseat in die kar. Hulle moet hom in die boot toesluit, want die smash and grabs gebeur nog steeds. Onthou, jy moet altyd, as jy, waar jy ook al gaan, of jy na 'n mall toe gaan of na 'n kerk, waar jy jouself ook al bevind of beleef, moet jy jouself afvra, wat trek aandag van my, en wat het ek by my wat waardevol is, en hoe kan ek beweeg, en waar ek myself ook al bevind, dat ek nie 'n statistiek word van misdaad wat teenoor my gepleeg word. So beursies is natuurlik 'n groot aantrekkingskrag, maar mense het kredietkaarte nodig, en dames het handsakkies so goed nodig, as hulle inkopies so goed doen, ou moet maar net uiters versigtig wees. Ja, 'n mens moet maar, dis soos wat jy altyd sê, jy moet ingelig wees, jy moet weet wat buite om jou aangaan, en jy moet kyk. Ek sien soveel mense net uit karre uitklim, en hulle loop soos net reguit kyk voor hulle winkel toe, kyk nie terug nie, kyk nie om hulle as hulle uitklim nie, daai tipe van ding doen mense net nie. Dus ek vra partymal, ek spraak vir myself af, wat wil julle nog sien voor julle gaan besef? Dis tyd om net oë oop te maak, en soos wat jy al baie gesê het, as 'n ou so oop oë loop, en ons vat hande almal saam, dan kan ons die misdaad baie minder maak, en ons kan dit beklei op grondvlak. Dis nie nodig vir ouens soos julle om nou uit te kom met lang guns nie. Ons kan almal hier op grondvlak al hande vat
en dit so beklei deur net ingelig te wees. Ja, dit word crime prevention genoem en ons noem dit positive paranoid. Jy moet positively paranoid wees. Pas 'n positiewe paranoia. As jy waar jy jouself ook al bevind, moet jy jouself sien asof jy 'n speurder is. Sien alles as 'n moontlike misdaad toneel. Ja. Leef en beef asof jy heeltyd ondersoekwerk doen. En dan is jy wakker. En dan is jy positief paranoid en dan kan jy misdaadvoorkoming toepas. Want dan sien jy nou iets gebeur oor kan die straat, dan kan jy dit onmiddellik of skree of rapporteer of almal in kennis stel. En so kan jy sodoende ook jouself beskerm. 'n Ander ding wat ek wil noem met al hierdie beursies en goed wat mense van gesteel word. Jy moet seker maak dat jy by die huis vir jou 'n behoorlike stel kopieë het van al jou kaarte voor en agter. Ja. En natuurlik met die pinnommers en ook jou ID en enige ander belangrike item van jou wat soos 'n kaart, kredietkaart, 'n debietkaart, enige kaartfoto wat of ding wat vervang moet word. Ja. Laat jy kopieë daarvan het sodat jy onmiddellik as so iets gaan gebeur, dit kan e-pos vir die instansie sodat hulle dit kan blok. Ja. Jy moet natuurlik eers daai oproep doen. Dit is baie belangrik dat jy ook die nommer uit jou kop uit ken of ergens het by jou. Ja. Waar bel jy onmiddellik as al jou goed gesteel is? Dit is die eerste ding wat in kennis gestel moet word, is banke. Want baie mense, jy weet, het sommer hulle pin agter op een van hulle kaarte of in hulle beursie in 'n klein papiertjie. Onthou, moenie die boewe onderskat nie. Ja. So enigiets wat van jou gesteel is, maak seker dat daar nie verwysings is na van hoe om daai gesteelde goed te gebruik om hulle self daardeur so te verryk nie. Maar die belangrikste is dat die finansiële instansies onmiddellik gebel en kennis gestel word. Daai gesprekke is op rekord en dan ook onmiddellik so vinnig as moontlik per e-pos in kennis gestel word met al die inligting en dan die polisie. Daar's die 3 maniere. Natuurlik as die polisieman oor kan die straat is, kan jy terwyl jy soontoe stap gou al hierdie goed doen, maar daar's die 3 goed wat onmiddellik en dringend gedoen moet word. Dan is daar weens die misdaad wat reeds gepleeg het, is daar 'n ander vorm van misdaadvoorkoming wat hier toegepas word. Ja. Maar ja, dit is 'n verskriklike lewenstyl, mense. En ek is jammer om dit te sê, maar jy sal so in Suid-Afrika moet leef. Ja. Dis nog steeds een van die mooiste lande, maar die misdaad level hierso is regtig, dit is verregaande en jy kan nie anders wees as om heeltyd rond te loop asof jy jouself in 'n misdaad toneel jou kan bevind en dit moet verhoed deur heeltyd positief paranoid te wees. Ja. Ou sou nou maar so moet wees tot dinge tot op 'n punt kom waar dit begin beter gaan. Jy weet, ons het daarom vir jou en 'n klomp mense daar buite wat dit beklei en ek glo ook julle, as dit nie vir julle was nie, was dit ook baie erger in groot dele in die land. So ek het hoop iewerste gaan daar 'n ding kom waar dit gaan verander. Dalk die regering verander, ek weet nie, iets gaan verander. Ja, kyk, as die Here ons gaan haal, kom haal, wanneer hy ons kom haal, of wanneer ons die eindtyd in sy ergste manier gaan inbeweeg, vir die wat dit glo. Ek is 'n Christen, ek glo aan God en ek klou vas aan my Bybel en hy sê vir my baie duidelik dat in hierdie laaste dae, en nou kan dit tog duidelik sien, alles wat goed is raak minder en alles wat sleg is raak meer. Ja. En dit is nou maklik om te sê, Mike, jy's 'n doomsayer en ek is dit nie. Ek is 'n realiteits 'n proklameerder. Ek gee vir jou die realiteit. As daar nou een ding is wat mense nie kan verdra nie, is om te wonder of om onseker te wees. Ja. So ek kan julle verseker, dit wat ons sê, haal al die wonder uit en alle onsekerheid, jy weet presies hoe erg dit is en hoe sleg dit is en dit is so. Ja. Daar's niks wat mense meer skade aan doen as algehele onsekerheid en 'n algehele aanhoudende ek wonder nou. Maar as jy mense reguit die feite en die waarheid gee, al is dit hoe erg, hoe pynlik en hoe ontstellend, is daai persoon baie sterker en baie meer voorberei. En ons is tog experts en spesialisondersoekers en ons kan nie vir julle lieg of wanvoorstel of bedrieg nie. Ja. Ons kan julle ook nie inligting weerhou nie. Ja.
Ons gaan ook nie fabriseer nie en ons gaan ook nie die devil's algebra toepas deur te add of subtract nie. Ons sê dit soos wat dit is. Ons meen wat ons sê en ons is totaal geheel en al deursigtig en reguit. En daar is geen ander manier nie. Ja, so, minus 40 jaar al. Ja, en in jou stelling is dit 'n hoop wat ons het. En dit is 'n godgegewe hoop dat dinge sou beter raak. Ja. Maar ons moet weet, ons beweeg in 'n tyd waar die history wys dit baie duidelik wat die toekoms gaan wees. En dit is 'n eskalasie in die swakker mens in al sy vorms. Swakker in dienslewering, swakker in gesindheid, swakker in kommunikasie, swakker in enige en alle vorms van mens wees. Veral in kommunikasie. En dit beteken ook slegter in professionaliteit. Is nie meer professioneel nie meer so professioneel nie. Jy weet, soos ons baie keer sê, in die ou dae het 'n ou vir 'n dame die deur oopgemaak van 'n kar. As ou kyk na alles wat verander het, ou kry baie keer hierdie videoetjies wat wys hoe die kinders buite swaai met fietsery en klei laat gooi en speel. Dit was dit. Vandag kan jy 'n kind moet jy hom dreig letterlik met 'n gun om hom van die Xbox af weg te kry. Ek meen ek het 'n 14-jarige laaitie en hy is so donders verslaaf aan daai elektroniese en digitale kommunikasie dat ek hom letterlik moet dreig. So dit is ongelukkig uiters gevaarlik, al hierdie sosiale media goed. Maar die mense het begin heeltemal in alle vorms van wees slegter raak. Gesondheid, geestelik, emosioneel, fisies, materieel, alles raak slegter. En ou moet dit weet. Maar weer eens, ons moet aanpas en ons moet nog steeds die resies hardloop met die doel om te wen. Al weet ons die realiteit is ons gaan onmoontlik nie wen nie. Maar jou gesindheid moet nooit verander nie. Jou verhouding met die Here moet jy sterker en meer maak. En hoe beter jou verhouding is met die Here, hoe meer kan jy in die ergste storm vrede beleef en in die verskriklikste omstandighede survive. En dinge raak sien. Dit is iets wat niks. Daar is niks, geen insurance policy, geen bankinstansie, geen mens, geen enigiets daar buite wat dit vir jou as mens kan gee, as jy jou verhouding met God absoluut eskaleer na die hoogste vlak, want dan gaan jy al hierdie goed kan hanteer en verstaan. So. En natuurlik kan sien jy goed raak waar jy nou nie die Here geken het nie, en dan is jy verward en bang, dan sien jy niks raak nie, en dan gaan jy net meer en meer, soos die res ook maar net wegkwyn. Ja, kyk, as jy die Here ken, het jy die brille op, my vriend. En jy het die behoorlike gehoorapparate en jy het alles. Jy kan slegs Superman wees in Christ, in die Here. Daar is geen ander manier nie. En onthou, dit is bestem vir die mense om te sterf. En mense sterf. Ek hoor daagliks van mense wat sterf en mense wat ek ken wat uiters siek is en wat kanker aan mense doen en ongelukke en beroertes en suikersiekte. Ons hoor al hierdie goed. Dis 'n ander ding wat verskriklik geeskaleer het. Is die astronomiese siektes wat toegetree het. Ek meen, deesdae het jy verkoues soos die COVID en goed wat so erg is wat mense doodmaak. So dinge in daai veld ook, die natuur, alles is besig om agteruit te gaan in sy ergste graad en dit wat goed is in die natuur is besig om te versleg en dit wat bad is in die natuur is besig om ons aan te val. Maar as 'n ou 'n verhouding het met die Here, dan is jou woorde as jy opstaan, elke oggend het ek 'n gebed waar ek baie duidelik vir die Here sê, ek sit my voete op hierdie aarde neer in die naam van die Vader, Seun, die Heilige Gees, die enigste lewendige drie-enige God, en ek erken hom as skepper van hemel en aarde. En ek vra dat vandag my grootste gebede voor sal wees, en dit is dat sy naam verheerlik sal word, sy naam geheilig sal word, sy wil sal geskied, en daar's nog een. En daar's nog een of twee goed wat ek noem, en alles tot eer en verheerliking van sy naam. Dis my grootste gebed, en my tweede grootste gebed is dat hy ons almal op hierdie aarde sal red in die natuur en mens. Dis my rympie, elke oggend. Laat sy wil sal geskied. Sy wil geskied vir my is die belangrikste, want ek kan nie teen dit wat die Bybel sê en dit wat daar aan ons voorgelê is teenstaan nie. Maar dit is baie duidelik in die Bybel dat God nog steeds kan smeek om ons te vergewe en om dit nie te laat gebeur nie. Dis so. Dis so. Dis 'n moeilike ding vir
vir mense om te verstaan dat jy kan nie deur hierdie lewe gaan sonder dat jy sy naam vereerlik of enigiets wat jy doen hom daarin ken en doen tot sy naam in steede van om net blindly te gaan en dan is daar soveel mense daar buite wat wonder maar hoekom gebeur dit met my? Ek's nie 'n goeie mens nie. Ek sê altyd vir mense soos het jy geweet as jy nie bid nie, as jy nie glo nie, dis 'n vorm van haat. En dan gaan hy niks na jou kant toe laat kom wat goed is nie. Miskien uit genade plek, maar jy moet hom ken en jy het nodig om sy naam te verheerlik in alles wat jy doen. En dan sal jou weë vorentoe nie so moeilik wees nie. Hy sal vir jou letterlik deure oopmaak. Ja, dit is so. Nee, kyk, as jy die Here dien, het jy die absolute advantage dat jy weet die oomblik as jy dood is jy by hom. Ja. Ons gaan hemel toe. Ons het groot veterane groepe, die Parabats en die spesmagte en ons almal daar onderskrag mekaar in die Here. Ja. En dit is wonderlik om op daai groepe te wees want die ouens roep die Here aan vir alles. En dis ou manne. Ja. En dit is harde manne, maar hulle besef almal dat die Here nodig. Ja. Die bottom line is Christendom en misdaad. Ja. As 'n Christen het jy 'n baie beter manier om misdaad aan te spreek want jy stel 'n voorbeeld. Ja. En as jy 'n Christen is, gaan jy jouself verhoed om misdaad te pleeg. Glo my vry, as ek nie die Here gedien het nie, het ek lankal al die boewe wat ek nie like uitgehaal nie. Ja. As ek myself moet losmaak van en onthou dit is 'n eie keuse, want ek is nie verbind aan God met 'n ketting en 'n slot nie. Ja. Ek kan kies of ek hom wil dien of nie. Die Here gee die vrye keuse, maar as ek my moes losmaak van God, glo my, en ek moet maak en breek en doen en voel en sê en gaan wat ek wil, gaan ek net moeilikheid maak hoor. Teen slegte mense, maar ons nog steeds buite God se wil. Ek gaan al wat boef is uitwis. Ek gaan iets verskrikliks doen. Ja. En aanhoudend doen. So as jy God in jou lewe het, dan spreek hy jou aan. Hy is in jou gedagtewêreld. Jy dink altyd, hoe affekteer dit God? Kyk, is nie maklik om 'n Christen te wees nie. Ja. Dis baie moeilik. Die werk wat ek doen is baie makliker as om my Christen lewe te lewe. Is baie moeilik, want jy kan eenvoudig mense nie tevrede stel nie. En baie mense het opinies oor hoe 'n Christen moet wees. En die geringste ding wat jy doen of sê of by betrokke raak, sal iemand sê, "O, maar jy's 'n Christen, maar hoekom doen jy dit?" Ja. Byvoorbeeld, Mike, ons weet jy vat mense vas en jy slaan in bliksem en donder en as dit nodig is. Ja. En dan vergeet hulle, ek sê dit baie duidelik, as dit nodig is en ek noem 'n voorbeeld. As ek by jou in jou kantoor stap en iemand is besig om jou dood te maak, gaan ek daai persoon skiet. Ja. Of ek gaan daai persoon gryp as ek kan en ek gaan daai persoon die les van sy lewe leer. Ja. Nou, daar's niks meer fout nie en ek verloor nie my Christendom daardeur nie. Ja. Want as 'n ou kyk na die Here se toetrede tot die tempel, die Here het baie duidelik gesien wat gaan aan in sy tempel aan. Ja. En in die evangelie staan dit daar baie duidelik. Hy het gestaan en hy het 'n sweep gevleg. Nou eerstens is dit nie maklik om 'n sweep te vleg nie. Ja. Dis 'n groot job. Draai jy 'n sweep vleg? Ja, nee, ek kan dink. Tweedens wys dit vir my dit is voorbedagte rade. Die Here het dit besluit om dit te doen. Ja. En derdens, hy het nie toe sy bouncers langsom nou sy disippels gesê, hoorie, alright, gryp julle al hierdie manne en leer hulle les nie. Ja. Die Bybel sê baie duidelik en Jesus Christus het ingegaan en met die sweep hulle uitgeboender daar. Nou laat ek vir jou sê, jy kan nie mense uit 'n tempel uit shoo nie. Hoorie, kom julle nou, daar gaan julle. Gaan uit julle. Gaan almal uit. Hy het hulle in plat Afrikaans die pak slaaf van hulle lewens gegee en daar uitgegooi. Dis 'n fisiese optrede. So 'n Christen is nie 'n sissie nie. Hy's 'n toetreder, hy's 'n interferer en hy kan misdaad identifiseer, evalueer, die risiko-analisering doen, hy kan misdaad doen, hy kan dit ondersoek, hy kan dit oplos en hy kan dit verhoed. Die Christen het die ware vermoë om werklik waar vir die skepping van God op te tree. Maar ek sien ons het al meer as 'n halfuur gepraat, my vriend. Ek is seker die mense het al die radio afgesit. Hulle sal daarmee net al hierdie preke en goed. Maar anyway, dis ook nodig. Ek gaan aflei deur te sê weer eens, dis absoluut my persoonlike opinie, ondervinding en raad dat 'n mens werklik waar die moeite doen om die Bybel deeglik te bestudeer, 'n ingeligte besluit te neem en daarna 'n beslissing te neem of jy die Skepper van hemel en aarde wil dien of nie. God gaan jou respekteer as jy sê nee, dankie,
en ek gaan jou respekteer en inneem en vir jou lief wees as jy sê ja, dankie. Ja, Maar met dis dit so. los ek vir julle met 'n gebed. Ek wil vandag spesifiek vra dat die Here almal wat daar buite is, wat siek is, krank is, wat in pyn en lyding is en armoede, wat 'n absolute ongemaklike en 'n verskriklike lewe bevind en beleef. Ek vra dat die Here julle sal aanraak, sal seën en julle sal ondersteun en onderskraag en julle sal deurtrek. Ons bid dit in die Here se naam. Dankie vir die geleentheid, my vriend. Dankie Ek Mike, groet ons aan julle waardeer jou. almal daar buite. Ons waardeer Okay. vir jou ongelooflik Goed, baie. Ons gesels weer Thank you, volgende man. week. Dankie baie. Alright, bye bye.